Nuuskierig en tweedens wil ek weet. Want baie keer het die Here al my lewe gered met goed wat gebeur het, verkeerde pad gery en dan was 'n ongeluk. Nee? Ek weet nog nie wat is die rede as hulle my order om McDonald's verkeerd kry nie. Ek weet nie daai rede nie, maar. En ek sit in die week en ek begin met die Here praat en nou voel hierdie week vir my so oorweldigend want daar's klomp goed wat moet gebeur en die lewe moet aangaan. En ek besef iets interessants. Ons het Pinkster gevier, ons het oor Pinkster gepreek. Ons het gepraat oor wat gebeur het en ons het al hierdie goed hanteer van Pinkster. En ons weet dat in die bovertrek kan ek verwys na Handelinge 2 toe, maar jy kan vanoggend ontspan, jy kan regtig net vanoggend sit en luister na die pastoor. Die pastoor gaan baie gou preek vanoggend. Het ek al vorige kere ook gejok. Maar iets gebeur vir my toe ek, en die Here vat my terug na Handelinge 2 toe, en ek lees die verhaal, en ek is soos, Here, ek verstaan nie wat jy vir my wil sê nie. Sondagskool. Dis wat die Here vir my wil sê. Sondagskool, julle kan gaan. Jo, jy's maar, hulle staan al almal gereed. En daar is die kerk leeg. Loof die Here. En ek sê, Here, hoekom moet ek via Handelinge 2 lees? Wat wil jy vir my wys in Handelinge 2? Wat wil jy my leer in Handelinge 2? Ek verstaan nie, want ek ken dit, ek weet wat er gebeur. Die Here sê, ja, daar was, hoeveel mense in die bovertrek? 120. Hoeveel het gegaan? Nou is julle almal soos 7, vat die 1 oor, minus die 3. En die Here vra vir my daai vraag. Hoeveel was daar nie? Ek sê, Here, wat bedoel jy? Jy sê, want Paulus kom in 1 Korintiërs 15 en hy sê dat in hierdie 40 dae wat Jesus op die aarde was, wat Jesus in sy opgestaande liggaam rondgeloop het hy op 'n stuk aan 500 mense verskyn. Hy het aan 500 mense verskyn en hy vra vir hulle, gaan wag. Ek wil hê julle moet gaan wag vir 10 dae in die bovertrek. Hy het nie vir hulle gesê hoe lank nie, ons weer is 10 dae. Maar hulle het nie geweet hoe lank dit gaan wees en hy vra vir hulle, julle moet asseblief gaan wag vir my in die bovertrek vir die belofte om in vervulling te kom van die Heilige Gees. Ons ken dit. Ons verstaan dit. Nie waar nie. Van julle lyk of julle vir die heel eerste keer hierdie hoor. En Jesus is in hierdie 40 dae na sy opstanding besig om tussen mense te beweeg. Ek meen die Bybel sê vir ons op 'n stadium, die woord sê op 'n stadium toe hy ewe skielik tussen hulle. En as hy gekom het hy weer deur die deure gegaan sonder om hulle oop te maak. Ek sal dit seker maak as Jesus. En my vraag is, in hierdie 40 dae het 500 mense hom gesien, die afwagting, die opgewondenheid van die wonderwerk, die wonderwerk van die wonderwerk, die feit dat Jesus gedoen het wat hy gesê het, hy het opgestaan, hy het gesê, ek gaan opstaan, hy wandel tussen hulle sien dit, hulle beleef dit, hulle het hierdie wow ervaring, soos baie keer wat ons in die, ek skree te hard, baie keer wat ons in die kerk het ons hierdie ervaring, hierdie amazing teenwoordigheid van die Heilige Gees, en ons is excited oor dit, en 2 weke gaan verby, en dan is dit weg. En wat doen ons dan? Nee, nou moet die Here weer iets groots in my lewe doen, want nou is hierdie excitement verby, nou is hierdie opgewonde gevoel, is nou weg. En ek wil vandag vir julle die volgende kom sê, Jesus vra vir hulle gaan wag, tot die Heilige Gees kom, en hulle gaan wag in die bovertrek. 500 wat hom gesien het opgedaag, 300, en hoeveel? En 80 het gegaan. 120 het gebly. En ek vra vir die Here,
Hierdie is veronderstel om ons te ontstel, sê die Here vir my. Want jy sien, Jesus het eerstens gedoen wat hy gesê het. En wil ek vandag vir jou sê, dit was nie genoeg vir die mens nie. Dit was nie genoeg vir die mens nie. Hy staan daar met die hande in die merke in sy hande en in sy voete en die sy gat in sy sy. Hy staan daar en hulle sê, wie sê vir hom? As ek dit sien, sal ek glo? Jesus gebruik hierdie vergelyking. Dis nie ons Thomas daar nie. Thomas glo. Maar wat gebeur? Jesus kom en hy tik al die boksies van die menslike twyfel. Eerstens is die graf leeg. Hulle dink hy's gesteel. Wat doen ons as mense? Nee, ek dink nie dit het gebeur nie. Nee? Boksie getik. Tweedens, kom hy en hy verskyn aan die eerste mense en sê, gaan sê vir hulle, julle het my gesien. Wat doen hy? Hy maak staat op die kindergawe wat die mens ontvang het. Hallo? Nie waar nie? Hy sê, gaan sê vir hulle. Sy hart op en sy gaan vertel vir almal en wat gebeur toe, soos gons, Jesus, ek het Jesus gesien. Nie waar nie? Die boksie is getik. En met dit alles, die beste advertering tot in vandag se wêreld is word of mouth. En hierdie mense wat Jesus gesien het, wat Jesus beleef het, gaan vertel vir almal wat hulle kan raakloop. So oor die 500 het besluit, okay, ek sal tog maar gaan na waartoe hulle my nooi. Ek sal tog maar saam gaan. En hier kom hulle en dag 1 kom, dag 2 kom, dag 3 kom, dag 6 kom en niks gebeur nie. En soos die dae meer raak, hoe minder raak die mense. En ek moet vandag vir jou sê, elke pastoor wat ek ken het al hierdie preek gepreek oor hoe belangrik dit is om te wag. Ek gaan nie vanmôre vir jou preek oor hoe belangrik dit is om te wag nie. Ek wil vanmôre vir jou die krag kom gee van die feit van wie bly. Nie wie wag nie, wie bly. Want jy sien, hierdie mense begin een vir een wegraak. Hierdie mense wat bereid was om te wag, die 120 is gevul met die Heilige Gees. Maar ek wil vanmôre vir jou hierdie vraag kom vra. En ek gaan nie vir jou vra om jou te laat skuldig voel nie. Ek wil vanmôre vir jou vra aan watter een van hierdie twee groepe behoort jy? Is jy die groep wat bly of is jy die groep wat besluit dit vat te lank? Ek gaan nou maar gaan, ek het ander dinge om te doen. Ek kan nie nou nog langer hier vir Jesus wag nie. Hierdie pastoor moenie langer as 'n uur preek nie. Hierdie biduur mag nie langer as 'n halfuur wees nie. Hallo. En ek vra vir die Here die volgende vraag af. Ek sê Here, maar hoe weet ons? Hoe weet ons wat se groep ons is? Want vandag kan jy hier in hierdie kerk sit en jy kan vir my sê, pastoor, weet jy, ek verstaan dit. Ek weet, ek is een van die wat sal wag vir die Here. Ek vanmôre vir hierdie vraag kom vra. Hoeveel keer het jy al opgegee op 'n belofte wat die Here jou gegee het omdat dit nie dadelik gebeur het nie? Hoeveel keer het jy al ophou vertrou want dit het nog nie gebeur nie? Hallo. Hoeveel keer was jy bereid om opgewonde te wees en te wag op die Here? Prys die Here, dit het net 10 dae gevat, want as dit dalk langer was daar nog minder mense daar. Want dit is ons as mens. Ek prys die Here vir daardie mense wat bereid was om te wag, want dis hoekom ek en jy vandag nog die Heilige Gees het. Want iemand was bereid om te wag. Maar iets interessant wat ek raak lees in hierdie gedeelte. En ek sien 'n video greep raak hierdie week en ek gaan so 'n bietjie van dit steel. Want die Here, ek sê toe vir die Here, dis alles goed en wel, dis alles wat ons weet en dit klink so mooi en daar's soveel preke oor dit gepreek en daar's soveel manipulerende goed al gesê vir my en jou hoe belangrik dit is om te wag op die Heilige Gees en te wag op die Here. Ek dink ons as kerke sal moeg gepreek oor wat dit is om te wag, want almal in Pinkster preek oor die krag van die wag. Hulle was bereid om te wag. En die Here sê vir my, die krag lê nie in die feit dat hulle bereid was om te wag nie.
Ek sê, Here, maar wat wil jy vir my sê? Dit het tog waarde, dit is tog daar, en dis asof die Here vir my sê, ja, en ek is in hierdie tweestryd gesprek met die Here besig. Of glo dit nou of nie. En ek klim naderhand in die kar, want ek hoor nie wat ek wil hoor nie, en ek is nie tevrede met wat die Here my wys nie, en ek ry, en ewe skielik sê die Here vir my, dit gaan nie oor die wat gewag het nie, dit gaan oor die feit dat almal saam daar was. Ek sê, wag, wat? Here, ek verstaan nie. Hy sê, my volk gaan ten gronde as gevolg van die gebrek aan vuur. Nie net kennis nie. Hy sê, Here, nou verstaan ek jy glad nie. Nou het ek hulp nodig, want die mikrofoon wil nie werk nie. So Renier, nou gaan jy my help. Ek vat vir Renier, want hy is die vinnigste. Die res van julle gaan eers wonder. Hou vas die hout. Kom hier. Dis naïef vir my en jou as kind van God om te dink ons gaan hierdie stukkie hout wat jou verteenwoordig aan die brand hou met hierdie vuurtjie. Kom maar draai met ons om aan die brand kry hier. Hier, daar's 'n vlammetjie. Check hom. En nou rook hy net. Ek wou vir julle baie groot vuur gemaak het in die kerk, dog ek nee. Ek weet nie, ek wou hom Louis bel en vra wat gaan ons doen met die versekering as iets brand, maar hoe gaan ons vir hulle verduidelik die pastoor het die vuur gemaak? Kom ons draai net so dat hulle kan sien. Soos julle kan sien, gebruik ek al my gas op en dit stink net, maar niks brand. En as ek hom daar hou, dan kom daar 'n vlammetjie. Hey! Kyk, daar brand my hout. Dit het 'n rukkie gevat, daar is hy dood. Is hy nog daar? Kyk, laat hy brand. En nou is hy dood. Partykeer kom ek en jy in ons geestelike lewe en ons verwag van die Here om met die bietjie wat ons tyd maak vir die klein vlammetjie, die bietjie tyd van 'n Sondagoggend om gou kerk toe te gaan om my gewete te blus, die bietjie tyd wat ek spandeer om te bid voor ek eet, die bietjie tyd wat ek net gou vir die Here vra om my te dra, die vinnige skrifversie wat ek daai koringaartjies uittrek en ek dink dit was tyd met die Here, die vinnige oomblik wat ek net gou vinnig op my knieë gaan en bid voor ek gaan slaap, die oomblik wanneer ek net gou sê, Here, ek het U net gou nodig, die oomblik wat ek net gou bid wanneer ek iets nodig het, die oomblik wanneer ek geloof in my bankrekening nodig het, dan dink ek en jy daardie klein oomblikke is genoeg om daardie hout aan die brand te steek en dit is nie. Dit is nie. En die Here sê vir my, die krag het nooit gelê in die vuur wat gekom het nie. Die krag het gelê in die feit dat, Renier, jy wil nou die ding laat brand, nee. Dit gaan nie gebeur nie. Ek het dit getoets op by die huis. Ek is deur 3 lighters, want ek was bang ek kom hier, dan ewesklik. Maak nie saak wat ek en jy doen nie. Hierdie vlammetjie gaan bitter lank vat. Wanneer sy lewe klaar is, dan sal die hout nog nie brand nie. Stem jy saam? Hoekom nie? Dankie Renier, nou gaan ek nie die hout by jou vat. Dankie. Hoekom nie? Want jy sien, hierdie hout kan net sy volle potensiaal bereik as hy waantoe gaan na die ander hout toe in die vuur. Die wat reeds brand, die wat reeds aan die brand is. Dis al hoe hierdie hout sy volle potensiaal gaan bereik. Dis al hoe ek vandag vir jou wil sê, die kerk die vuur van God aan die gang gaan hou, en die vuur van die Heilige Gees aan die gang gaan hou, is as ons hierdie, wat ons doen op 'n Sondagoggend, ophou verontagsaam. Ek wil vandag vir jou sê, ek sien al die dinge wat gebeur, ek beleef al die dinge wat gebeur, ek sien Amerika het gehelp om Israel te bom. Ek sien die mense sê dis die profesie wat in vervulling kom. Dis die waarheid, dit is die tekens van die tye, maar ek wil vandag vir jou vra, die Here staan nog en wag vir die kinders wat met 'n lighter staan om die stomp aan die brand te steek, terwyl hy sê, dis nodig dat julle wat hier is, daar was 120 saam, toe kom die Heilige Gees, daar was 120 saam, toe hulle saam die naam van die Here aanbid, toe hulle saam daar is, toe hulle saam bereid is om te sê, Here, ek gaan nie hierdie geveg alleen veg nie, ek wil saam met ander gelowiges die naam van die Here groot maak, ek wil nie net staan met my skietgebed en verwagte se verhouding nie, ek wil saam met hulle wag, saam met hulle U vertrou, en saam met hulle in die vuur staan en brand, want dis wanneer die evangelie verkondig word, dis wanneer die krag van die Heilige Gees werking raak, en dit is wanneer ek en jy kan opstaan en sê, hiertoe en nie verder in die vyand, want ek is so omring deur 'n wolk van getuies van wie Jesus is. Sjoe.
Die Heilige Gees wil sy vuur op ons neerlê. Hy wil. My vraag is net, waarmee speel jy? Jy wat 'n ouer is en jou kind speel met 'n lighter met hierdie blok hout, gaan jy vir hom sê, "Hoop speel jy mors die lighter." Nie waar nie. Maar laat die pastoor van die kansel af vir jou sê, "Hoop speel met jou geestelike lewe, dan gaan ons uit die kerk uit." Laat iemand jou net challenge oor die feit dat jy maar net hier is en niks vir die Here doen nie, dan is die kerk môre leeg. Die woord sê vir my, dat ek en jy kan ons volle potensiaal bereik wanneer ons saam is. Wanneer ons saam sy naam groot maak. Wanneer ons hom die geleentheid gee om saam met ander gelowiges sy krag te sien beweeg. Ek lees verder in 1 Korintiërs 15. Van al die mense wat hom gesien het, wat besef het is hy wat eintlik moet gaan en gaan getuig, eintlik moet gaan en gaan vertel, en ek vra vir myself, hoe is dit moontlik dat daar duisende was wat geluister het toe hy vir hulle preek en vir hulle kos gee, maar uit die duisende het net 500 gegaan. En uit die 500 het net 120 oorgebly. En ek wil vandag vir jou hierdie kom sê. Die waarheid is, hulle is geweeg en te lig gevind. En my gebed is, dat wanneer Jesus terugkom, want hy kom, en is nie meer baie lank nie. Hy het gesê oor 'n kort rukkie, sien julle my weer, ons is 2000 plus jaar later. Ek hoop hierdie kort rukkie word nou korter rukkie. Maar my vraag is, as die Here vanoggend jou vlam meet, as hy vanoggend vir jou vra, waarmee is jy besig om hierdie aan die brand te hou, of te probeer aan die brand steek, wil ek vandag vir jou vra, moet jy jouself vanmôre die vraag afvra, waar vind ek myself? Is ek tussen die wat brand, en aan die brand is vir die Here, of is ek besig om met my lighter te speel, en te wonder, wanneer gaan hierdie stomp aan die brand kom? Vandag wil ek vir jou kom sê, nooit nie. Dit gaan nie gebeur nie. Jou primitiewe, alternatiewe en afgeskeepte tyd met die Here gaan nie hierdie ding aan die brand steek nie. Maar wanneer ek uitverkoop is vir hom, tyd met hom spandeer, in verhouding met hom staan, meer vir sy koninkryk probeer doen met dit wat ek het, wil ek vandag vir jou sê, is wat jou vuur aan die brand gaan hou, en wat seker maak dat jy saam gaan as hy terugkom. Amen. Kom ek bid vir julle, ek is klaar. Vader, dankie. Dankie dat U ons kort herinner aan die feit hoe belangrik dit is, Here, om saam met mekaar U te dien. Hoe belangrik dit is, Here, vir ons om te verstaan dat ons nie alleen is nie, nommer 1, nommer 2 is, Vader, hoe belangrik dit is vir ons om te weet, Vader, dat maak nie saak wat ons doen nie, maak nie saak hoe hard ons probeer, met ons eie gemaakte vlammetjie nie, we will never burn for the King, as ons nie in die vuur gegooi word, saam met die res, wat aan die brand vir die Here is nie. En vanmôre kom bid ek, Vader, mag ons, Here, seker wees, dat ons tot die beste van ons vermoë, onsself in die vuur sit, saam met hulle, wat aan die brand vir U is. Help ons, wys ons, en lei ons, in Jesus naam. Amen. Amen. Die